Ons gaan vanoggend verder waar ons verlede week opgehou het. U sal onthou dat ons die eerste paar verse van Genesis 3 gelees het. Ons het hanteer tot en met vers 3. Ons gaan vanoggend praat oor vers 4, 5 en 6. Genesis hoofstuk 3. Maar ons gaan die eerste tot die 8ste vers saam lees. Genesis hoofstuk 3. Ons lees saam vanaf vers 1 tot en met vers 8. Let asseblief veral op vers 4, 5 en 6. Dis wat ons vanoggend gaan hanteer. Nou terwyl ons so sit, ons is gereed om te lees uit die woord, dis die hoogtepunt. Kom ons buig net die hoofde, dan bid ons saam. Jy kan net so bly sit. Vra ons dat die Here met ons sal praat deur sy woord. U sy geloofd, Here, God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, o Here, kom toe die lof en die dank, die grootheid en die mag, die heerlikheid, die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op die aarde, aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging oor alles. Die beste manier waarop ons U lof kan besing, is om die woorde wat U ons geleer het te neem en dit aan U terug te bring, want in onsself het ons niks wat ons U kan bied nie. Wanneer ons vanoggend hier sit met die Bybel oop voor ons, miskien op die skoot, en ons gaan lees dit wat U vir ons sê, besef ons hoe nodig ons U woord het. En ons gaan terugkeer daarna. Hierdie gedagte moet vasgemaak word in ons hart. Daarom is ons gebed nou, terwyl ons U dank vir U goedheid, terwyl ons U prys vir wie U is, vir al U groote dade, wil ons met 'n nederige gesindheid laag voor U kom buig en pleit dat U met ons vanoggend sal praat, dat U die woord lewend sal maak in elke hart, prakties, eenvoudig sal oordra, sodat ons dit kan verstaan, maar so sal kommunikeer dat ons dit sal sien as die waarheid van U woord. U is vir ons baie goed, ons loof U, ons het gepraat van die reën wat ons onlangs ontvang het uit U hand. Dis 'n teken van die algemene genade. Ons het nog baie nodig, hoor die damme is maar nog leeg, maar ons wil vra dat U vir ons sal raak sien. Nodiger egter as enige iets fisies, sal U ons geestelik kom voed, sal U met ons kom praat. Amen. Genesis hoofstuk 3, vanaf vers 1, die ou Afrikaanse vertaling klink so. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan al twee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome in die tuin. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ons praat vanoggend met u oor die leuns van die Satan. Dit is eintlik 'n B-gedeelte van verlede week se boodskap, want hy het al verlede week begin met Eva, en vanoggend gaan die fatale oomblik plaasvind
van die sondeval. Ons het 'n spieël in die pastorie. Mense het my al geld aangebied vir die spieël, want as jy in die gang afloop en jy kyk in die spieël, dan lyk jy maar. Dis 'n goeie spieël om te hê. Dis eintlik nou alles perspektief, né? Want jy kry 'n spieël wat jou vet laat lyk ook, en jy kry spieëls wat jou lank laat lyk, en jy kry al die mense speel partykeer met die idee. Maar dit gaan alles oor 'n perspektief, nie waar nie? As ons vanoggend kyk na die sondeval, en ek het verlede week al vir julle gesê, ons kyk nou na die groot vraag van, hoekom lyk ons wêreld so? Hoekom lyk die mensdom so? Hoekom is daar soveel pyn? Hoekom is daar soveel smart? Hoekom is daar soveel hartseer? Dit gaan alles oor die regte perspektief. En ons het die ware, ons het die regte perspektief in ons midde. En dit is die woord van God. Ons het gelees hoe die slang, en onthou die vyandskap is nie teen die slang noodwendig nie, hy was maar net die mondstuk van die Satan, hoe hy dit reg gekry het om God se een verbod, daar was net een wet, jy mag nie van hierdie boom eet nie. Hy het dit reg gekry om daardie een verbod van God te neem en dit te verdraai tot 'n aanval wat hy loods op die goedheid van God. Met sy aanbieding by Eva. Wil jy vir my sê, julle mag nie van alles eet nie, ons het daaroor verlede week gepraat. En die gedagte was, het God werklik gesê? Die vraagteken, die bevraagtekening van God se goedheid, God se guns. Nou een voorbeeld van hoe ons eintlik in ons dag die Satan se leuns begin glo, en ek praat van ons as kerkmense, ek praat van ons as belydenende Christene. Een manier waarop ons die leuns van Satan baie maklik begin glo, stelselmatig, want dit is baie subtiel, is die gedagte van, die Here is lief vir my, ek weet die Here is lief vir my, want ek is 'n kind van God. God is lief vir my, want ek is 'n kind van God. Baie subtiel, klink so reg, maar weet jy, dis presies die teenoorgestelde wat die Bybel ons leer. Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So, dis nie omdat ek God se kind is, dat hy my lief het nie. Hy het my lief gehad voordat ek sy kind was. Nie waar nie. En so kom daar op 'n baie subtiele manier hierdie leuns in ons gedagtes. En dink aan Deuteronomium 7 vers 7, daar's 'n punt wat ek wil maak. Deuteronomium 7 vers 7 sê die Here vir sy volk, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Letterlik, as jy 'n studie gaan maak van die vers staan daar, want ek het jou lief gehad omdat ek jou lief gehad het. Hierdie welgevalle is, God het jou lief gehad. Hoekom? Omdat hy jou lief gehad het. Daar was nie 'n rede nie, dis nie nodig om 'n rede te gee nie, dis 'n soewereine liefde. God het jou lief gehad. En die manifestasie van wie God is sy liefde vir sy eienaam, vir sy mense. Daarom het ons die uitnodiging van die evangelie, wat gedurig deur moet uitgaan, en wat aan almal, altyd, oral gepreek moet word, vir elkeen, om na die Here Jesus te kom. Ek het jou lief gehad, sê die Here, en daardie soewereine liefde, moet ons sien as God se goedheid. Jeremia 31 vers 3, ook baie mooi, die Here het aan my verskyn uit die verte, hoor wat sê hy, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Jy sien, die waarheid is dat elkeen wat gered word, elkeen wat gered is meer liefgehet deur God. Ons word meer, ek weet nie wat is die regte werkwoord vir word meer bemin, maar dit klink 'n bietjie anders as om liefgehet te word, né? Ons word meer liefgehet deur God as wat ons ooit kan dink. Daarom is die simbool van God se liefde vir een vir my. As jy ooit wonder, is die Here regtig lief vir my? Kyk na die kruis. Hier staan 'n kruis so aan my linkerkant, my regterkant, u linkerkant. Kyk na die kruis. Dis die simbool van hierdie liefde. Jesus wat gesterf het, sodat ek gered kan word. Dis die manifestasie, dis die teken, dis die simbool van sy liefde. Nou dit help ons natuurlik om 'n nare ding in die kerk raak te sien. En dit is wat ons noem, ons verstaan dit as wettisisme.
Gebeur baie maklik in kerke dat ons in 'n wettisisme vasval en kerkmense sal aanspraak maak, of moet ek eerder sê min kerkmense sal aanspraak maak daarop dat hulle gered is omdat hulle die regte ding gedoen het. Ek is gered omdat ek kerk toe gaan of omdat ek gedoop is. Min mense wat die evangelie verstaan sal dit sê, want hulle weet ons word gered uit genade deur die Here Jesus self. En tog is daar dikwels twyfel omtrent hoe genadig is God? Hoe goed is die Here vir ons? Want ons optrede en ons woorde dikwels getuig dat ons hierdie ding nie reg verstaan nie. Ons lewe met 'n prestasiegedrewe gehoorsaamheid. Ons sê, jy weet, as ek regte ding doen en as ek gehoorsaam is, dan voel ek verdien mos die Here se guns. Hy sal vir my goed wees want ek gehoorsaam hom en ek doen wat hy sê ek moet doen. En die teendeel is ook waar. Wanneer ek die Here teleurstel, en daarvan kan ons almal getuig, nê. Wanneer ek die Here teleurstel, dan leef ek half in vrees en in twyfel, en dit is asof ek dink God frons oor my. Hy openbaar 'n mate van 'n afkeur en 'n verwerping. Ek voel nie bemin, ek voel nie liefgehê deur die Here nie. Dis wettisisme. Want God se liefde vir my is nie afhanklik van hoe ek presteer nie. God se goedheid vir my is nie afhanklik van hoe gehoorsaam en hoe getrou ek is nie. Ons behoort te besef, God se liefde vir my is 'n ewige, soewereine liefde. Nou die ding waarvoor mense bang is is dat mense kan sê, ja, dan kan ek mos maar lewe soos wat ek wil. En as dit jou gesindheid is, dan is dit 'n maklike bewys dat jy nog nooit werklik gered is nie. Want 'n kind van God, en hier is 'n algemene uitspraak, behoort heilig te leef, omdat ons God liefhet. Hoekom moet my pogings wees om gehoorsaam te wees? Hoekom moet ek poog om te doen wat die Bybel sê? Hoekom moet ek my hele lewe instel daarop en gedissiplineerd lewe om God te gehoorsaam? Hoekom? Want ek is lief vir die Here. Dit moet 'n keuse wees om hom lief te hê. Dit moet nie wees omdat ek bang is, hy gaan my pak slaag gee, of omdat ek bang is, daar gaan iets met my gebeur, of wat ook al. Jy weet, mense sien God as hierdie fronsende polisieman, wat die hele tyd net kyk, waar het ek verkeerd gedoen? Nou dit is 'n baie skewe, verwronge idee van God se liefde. Een van my gunsteling predikante, Sinclair Ferguson, hy is 'n Skotsman, en hy het 'n baie mooi aksent, maar hy sê by geleentheid, nou praat hy oor wettisisme in die kerk, en hy sê legalism is not merely works righteousness. So wettisisme is nie bloot net om te sê ek word gered deur die regte dinge te doen nie, but it is any teaching that diminishes or distorts the generous love of God and the full freeness of His grace. Enigiets wat God se liefde, God se groote genade vertroebel in my lewe, kan jy maar weet, dis wettisisme. Dit sê Sinclair Ferguson en ek stem met hom saam. Ek wil hê jy moet baie mooi gaan kyk. Ons het die regte perspektief in die woord. En die Bybelse perspektief is, God het jou lief. Selfs wanneer jy sonde gedoen het, het God jou lief. 'n baie minimale of 'n skewe prentjie, eintlik maar 'n baie goeie illustrasie daarvan is my kinders. Ek is lief vir my kinders, selfs wanneer hulle stout is, nê. Ek is nie minder lief vir hom as hy stout is. Al irriteer hy my of al maak hy my kwaad, dan is ek nog steeds lief vir hom. Maar daai liefde verander nie as hy stout is nie. Die liefde verander nie, word nie meer as hy gehoorsaam is. Nee, dis dieselfde liefde vir God. Dis 'n vaderliefde, dis 'n soewereine liefde. Maar God het my lief ongeag. Daar's 'n vryheid wat daarmee saamgaan. Ons God is 'n God van genade. Ons God is 'n God van groote liefde. Ons besef net nie. Ons sing dit maklik en ons praat daarvan, maar ons besef nie hoe groot dit is nie. Dink aan een van die laaste uitsprake in die boek Micha. Baie bekende uitspraak, Micha 7 vers 18. Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou die toren nie ewig vas nie, maar luister na die laaste woorde.
maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Daai is eintlik in liefdebewyse. Dis wat hierdie woord goedertierenheid oordra. Hy het 'n welbehae in goedertierenheid. God het sy kinders lief. God gee groot genade. Jy sien, dis nie soos, en almal ken die beeld, want ek weet nie of u daarvan deel was nie. In my dae het ons met kaarte of tolle, ons het dit toppe genoem, die tolle wat jy so gooi met die lyn, of met albasters. Ons het altyd uitgeruil by die skool, né? Nou die beeld wat jy moet sien is nie twee seentjies wat staan en uitruil. Wat het jy en wat het ek? En kom ons ruil nou, wat gaan nou vir my lekker wees en wat ek sou hierdie gee, maar dan wil ek twee van daai hê. Dis nie hoe ons maak met God nie. Dis nie hoe God se genadebewyse vir een van my werk nie. Dat hy staan en kyk eers wat doen ek voor hy sal reageer. Dis nie hoe dit werk nie. Hy het 'n welbehae aan goedertierenheid. Hy het 'n welbehae om aan u en my goed te doen. Meer as wat ons ooit kan besef. Hoekom doen hy dit? Want dis sy natuur. Dis wie hy is. Dis nie omdat ek goed genoeg is nie. Dis nie omdat ek met prestasies sy aandag trek nie. Dis omdat hy so groot van liefde, groot van genade is. Laat my altyd dink aan die 3de versie van die baie bekende lied Rock of Ages van Augustus Toplady. Ons het die Afrikaanse vertaling, Eefgerots geklief vir my, maar die vertaling het net nie dieselfde oomf nie, hy het net nie daai selfde slaankrag nie. Die 3de vers sê, nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress. Helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Here, ek het niks wat ek kan bied nie. Maar u was my. Ek het niks wat ek kan betaal nie. Maar ek het u genade nodig. Dis hoe dit werk met saligheid. Dis hoe dit werk met die evangelie. Dis hoe dit werk met die mens. Ons sien herhaaldelik God se genade, en ons het dit gesien van Genesis 1 vers 1 af, né? God se genade, God se genade, God se goedheid, God se genade. En tog, hier kom die duiwel by Eva, en die eerste ding wat hy doen met sy subtiele leuen, met sy aanslag is, het God werklik gesê, julle mag nie van al die bome eet nie? Jy weet, dis nie 'n goeie God nie. Hy het 'n aanslag op God se goedheid. Is God werklik goed vir julle? Dit was sy eerste aanslag. Die tweede leuen glad nie so subtiel nie. Onthou, die eerste leuen was 'n aanslag op die goedheid van God. Die tweede leuen is 'n aanslag op die waarheid van God. God het gesê, Genesis 2 vers 17, maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Let op die woorde, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Letterlik, sterwende sal jy gewis sterwe. Die duiwelse woorde, Genesis 3 vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Weet jy wat sê die slim mense oor hierdie leuen? Hierdie eerste, nie subtiel nie, hier is nou nie subtiel nie, hier is nie die eerste leuen nie, maar dis die eerste openbare, blaatante rebellie teen dit wat God gesê het. Duidelik, presies die teenoorgestelde wat God gesê het. Weet jy wat sê die slim ouens? Dis interessant dat die eerste aanslag, openlike aanslag van die duiwel, is teen die leerstellings van sonde en die leerstelling van God se oordeel. Nou dink saam met my hoe dit gaan in ons dag. Waarteen is die aanslag ook in ons dag? Die aanslag is teen sonde, want sonde is nie meer sonde nie. En dis teen die oordeel van God. Want selfs in kerklike kringe, selfs onder mense wat ons taal praat, wil ek amper sê, hoor jy baie min van God se oordeel nie waar nie. Jy hoor baie min van God se oordeel. Hoekom? Want God is liefde, en God se liefde is alles oorwinnend, en God is 'n God van liefde. Daar word niks gesê van sy wraak, niks gesê van sy oordeel nie. So die konsep by mense vandag is, nie net in die Christendom nie, is eintlik wêreldwyd, God se blaf is erger as sy byt.
Maar ek meen, die dominees waarsku dalk oor die oordeel en dan kom 'n oordeel, maar ag, ons almal weet dis nie eintlik so nie, né? Want eintlik gaan almal gered word. Dis wat in meeste mense se hart lewe. Uiteindelik sal almal gered word. Die kerk, selfs in die kerk, is daar 'n sterk stem wat vandag opgaan. God is 'n God van liefde. Weet jy die feit dat die Bybel sê God is liefde? Daar's net een so, en ek ontken dit nie, dis waar. Ek het inteendeel die eerste deel van die hoofstuk of van die preek het gesê, dis God se keuse. Hy is 'n soewereine God van liefde. Maar daar's een versie wat sê God is liefde. As jy die uitsprake gaan kyk na wat verwys na God se liefde, wat 'n feit is. Hoor wat ek vir u sê, dis 'n feit. Maar jy moet dit opweeg teen die uitsprake van God se oordeel en waar hy letterlik waarsku, wat tussen hakkies ook 'n bewys van sy liefde is, want hy hoef nie te waarsku nie, hy kan net straf, maar hy waarsku, hy kondig sy oordeele aan, dan is daar baie meer oordeele as hierdie uitsprake, baie meer. Dis waarom mense so vandag so vinnig sal sê, as jy met hulle praat oor hulle sonde, en jy sê, jy kan nie dit doen nie. Hoe het jy gedink? Die Bybel sê, jy mag dit nie doen nie. Dan sal hulle baie vinnig sê, God sal my oordeel. Net God kan, wie is jy om my te oordeel? Net God kan my oordeel. Ons oordeel nie. Ons waarsku. En as mense vir my sê, net God kan my oordeel, die eerste ding wat by my opkom is, dis wat jou behoort bang te maak. Want God se oordeel is nie maar net 'n blaffende hond agter 'n hek wat nooit by jou sal kom nie. God se oordeel is 'n werklikheid. Dis iets wat aankom is vir elke mens. Elke mens sal God se oordeel tegemoet gaan. Salig is die wat in die Here Jesus is, né? Net God kan my oordeel. Weet jy, dis eintlik dieselfde leuen as die van die duiwel in die tuin. Julle sal nie sterwe nie. Mense praat oor die oordeel van God, dit gaan nie gebeur nie. Ons almal weet, dit gaan nie gebeur nie. Weet jy, die mense in ons kultuur is banger vir ander mense se reaksies, as wat hulle is vir God se reaksie. Weet jy dit? As die kultuur iets afkeer, dan sal hulle dit nie doen nie, want daar gaan gefrons word oor dit wat jy doen. Maar hulle gee nie om wat sê God daarvan nie. En ongelukkig het die kultuur nou al so vinnige afwaartse wending, dat daar word nie meer gefrons oor sonde nie. Nee, almal doen dit. Net solank jy niemand skade aan doen nie, nee. Maar die kultuur sê, God is nie werklik waar. 'n God van oordeel nie. Dis die leuen van die Satan. Julle sal gewis nie sterwe nie. Nou kyk na sy redenasie. Hy kom by Eva, en op hierdie stadium het hy nou klaar sag gemaak, nou kom hy met 'n blaatante leuen, julle sal gewis nie sterwe nie, maar wat is sy redenasie? Wat is die feite wat hy op die tafel sit? Vers 5. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, dis nou van die boom, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou dink saam met my vir 'n oomblik aan hierdie kwessie. Die Satan sê vir Eva, hy begin met, God is nie goed vir julle nie, want hy wil nie hê julle moet van al die bome eet nie. Jy kan hom nie vertrou nie. Nou kom hy met, God is ook nie reg nie, so sy waarheid word aangeval, jy kan hom nie, en jy hoef hom nie te gehoorsaam nie. Julle sal nie sterwe nie. En die gevolgtrekking wat hy maak, en dit wat in Eva se kop inkom is, sonde is die pad na plesier, want dit is sy redenasie. God wil nie hê julle moet van hierdie boom eet nie, want as julle van hierdie boom eet, dan gaan jy nou regtig lekker hê. Dan gaan dit vir jou genot bring. Sonde, dis die pad om jou lewe te geniet. Dis die weg om jou lewe werklik te geniet. Klink dit vir u bekend? God se dinge beperk jou, dit hou jou terug. Jy kom nie tot jou volle potensiaal nie. Jy moet jouself ontwikkel, jy moet jouself ontdek. Jy moet jouself geniet. God se wette hou jou terug. Dit bemoei die lewe. Dit is 'n gewig wat jy met jou saamsleep. Raak ontslae van God se gebooie. Reg deur die media, jonk en oud, oral waar jy gaan, is die meerderheidsstem, jy moet self besluit wat is reg en wat is verkeerd.
Moenie laat iemand anders vir jou besluit nie. Moenie laat God voorskryf. Moenie laat die predikant of die ouderling vir jou sê wat is reg en wat is verkeerd nie. Jy moet self besluit. Hoe kan jy sê dis verkeerd en is nie eintlik lekker nie as jy dit nog nie eens probeer het nie? Sal hulle vir die jong mense sê, probeer dit net. Dis soos wat die slang vir Eva sê, jy moet dit maar net probeer. God weet, jy's besig om jouself hierso in die voet te skiet. Jy kan nie regtig jouself geniet nie. En deur God se gebooie eenkant te skuif, sal jy opstyg na eintlik 'n hoër dimensie, want hy sê jy sal soos God wees deur goed en kwaad te ken. So jy gaan dinge ontdek wat jy net van kon droom voorheen. En met hierdie logika en deur hierdie leuen te glo, is ons eerste voorouers die paradys kwyt. En mense wat in hulle voetspore volg, vandag nog steeds ervaar in hierdie lewe, hoor wat ek vir u sê, hel op aarde. Want sonde het 'n baie, baie duur prys wat betaal moet word. Nie net die oordeel wat kom nie, maar dit haal mense in hierdie lewe in. Hulle wys nooit die aaklige gevolge van jou sonde nie. Hulle praat nie oor die volgende oggend na die partytjie nie, nee. Niemand verwys daarna nie. Hulle wys dit nie op die advertensies wanneer hulle al hierdie dinge adverteer nie. Daarom ervaar mense, hulle word gebind, hulle word verslaaf, miljoene mense, hel op aarde. Want hulle volg die logika van die duiwel, van die Satan se leuns. Nou dit is natuurlik nie net hier waar die beginsel van God se oordeel baie duidelik na vore kom nie, want God het vir hulle gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Sterwende sal jy sterwe. Dis al die vorme van dood wat jy kan kry, en dit sluit die hel in. Maar daar is vir ons aan die einde van die Bybel, reg deur die Bybel, is die oordeel van God, maar aan die einde, in Openbaring 20 vers 12 en 13, wys die Here vir die apostel Johannes 'n kykie, en hy sien die oordeel, hy sê ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Nou dink saam met my hier aan, vriende, daar kom 'n dag, wanneer jy voor God gaan staan, en die Bybel praat van boeke wat geopen gaan word, maar net om te sê, daar is 'n rekord van alles wat ons gedoen het. Veronderstel, hier kom 'n engel in vanoggend, ons is by mekaar, en hier kom 'n engel in, en hy maak 'n boek oop, of 'n boekrol, of wat hy ook al oopmaak. Ek glo nie dis noodsaaklik 'n boek nie, want hulle weet, hulle kan alles onthou, perfek weergee, maar nou maak hy 'n boek oop, en hy sê, kom ons vat enige een, kom ons lees net vanoggend, net vandag, vandat jy opgestaan het, jou woorde, jou dade, en jou gedagtes. Kom ons lees dit gou vir die mense, wat in jou hart vanoggend aangegaan het. Jy gaan baie vinnig moet trek, of 'n ander gemeente moet soek. Want ek wil vir u sê, dis 'n verskriklike gedagte nie waar nie. En tog, dis wat gaan gebeur. Wanneer die Satan en almal wat na hom geluister het, wanneer hulle geoordeel gaan word, sê die Bybel vir ons hoe daai oordeel gaan wees. Dis net om te hoor hoe jy skuldig staan, en dan word almal saam met die Satan in die poel van vuur gewerp. Dis die finale oordeel. Dit gaan die rebellie eindig, wat begin het, nie hier in die tuin nie, maar wat iewers na die skepping van die engele alreeds gebeur het met die Satan, maar dit gaan die einde van 'n rebellie wees, en hoor mooi wat ek vir u sê, wat nie plaasgevind het, hierdie rebellie, in dade soseer nie, maar dit het begin met woorde. Met woorde. 2 leuns. God is nie goed nie, en God hy praat nie regtig die waarheid nie. 'n aanslag op sy goedheid, en 'n aanslag op sy waarheid. Fundamentele sonde, 'n aanval op die waarheid van God. Dis nie regtig so nie. Dis nie soos wat die Bybel sê nie. Dis nie wat God gesê het nie. Dis die basis van sonde. Nou wanneer ons dink oor die fatale optrede wat hierdie dag plaasgevind het in die tuin van Eden, is daar vanmôre net 2 gedagtes wat ek vinnig vir u wil gee. Net 2. Die eerste ene is, ons hart bepaal die rigting waarin ons kyk. Ons moet na Eva kyk, en ons
Ons moet leer uit haar foute. Ons het alreeds dieselfde foute gemaak, maar kom ons leer. Ons hart bepaal die rigting waarin ons kyk. Nou as ek sê ons hart, dan praat ek van my gesindheid. My hart is alles wat nie stoffelik is, my wense, my drome, my ideale, my gesindheid wat ek openbaar. Vers 6 het ons gelees, toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. So met ander woorde, sy trap nou in die Satan se struik, sy volg hom met sy gedagtegang, sy luister, sy het haar ore uitgeleen, sy luister na wat hy sê. En toe ewe skielik sien sy, maar die boom is goed om van te eet. En hy is lekker om na te kyk. Jou gesindheid maak baie, né? Dis hoekom ek voor die tyd gepraat het van jou perspektief. Jou gesindheid, jou ingesteldheid maak baie. Ek gebruik altyd die voorbeeld, sê ek kom kuier by 'n versorgingsoord waar mense kos kry, en dan kuier ek by 'n tannie, dan sal sy kla oor die kos. Wow, hierdie kos is sleg, en dit is nie genoeg nie. Net daarna kuier ek by 'n oom in dieselfde plek, dan sal hy sê, Dominee, ons word so mooi versorg. Die heerlikste kos, geurig voorberei, genoeg. Dan wonder ek, wat het nou hier gebeur? Presies dieselfde bord kos, maar twee perspektiewe, nie waar nie. Dis wat die verskil maak. So hier kom die duiwel, hy lieg vir Eva. En sy kry ewe skielik 'n ander perspektief. Waar sy voorheen dalk bang was, miskien nie eers naby die boom verby wou loop nie, want God het ons gewaarsku. Nadat die duiwel, nadat die Satan in haar oor gefluister het, kyk sy en sy sien, maar dis hierdie boom is iets waarvan ek sal hou. Ewe skielik 'n ander perspektief. Ewe skielik sê sy, maar ek sal begeer. Dis goed om van hierdie boom te eet, 'n lus vir die oë. Wat is die probleem? Haar hart het verander. Haar gesindheid het verander. Haar hart veroorsaak nou dat sy verlangend staar na die sonde wat die duiwel vir haar opdis. Haar hart het veroorsaak dat sy nou na dieselfde boom kyk waarvoor sy vroeër bang was, en sy sê nou, ek wil graag van hierdie boom eet. So terloops, ons moet eerlik wees met mekaar. Die sonde wat die duiwel vir ons opdis, is nie 'n boom nie. Onthou, dit was 'n letterlike boom met letterlike vrugte, hoor. Dis nie 'n simbool van iets nie. Die sonde wat die duiwel vir ons opdis, kom ons wees eerlik, dit lyk mooi. En dit is lekker, né? Maar God het gesê, jy mag nie. God stel die grense, God stel die beperkings. Deur sy verbod is dit as gevolg van sy liefde vir ons, moenie, bly weg, moenie dit doen nie. Satan se gif is soet. Dit help nie ons probeer die jong mense bang praat en sê, hoorie, dit is baie sleg, of moenie dit doen nie, dit is nie lekker nie. Dit is lekker. Dit is lekker, maar is gif. Al wat Satan wil hê, is dat ons moet kyk. Het jy opgelet? Al wat hy wil hê, kyk net 'n bietjie. Want as jy daarna kyk, dan gaan jy daaroor begin dink. Dis die poort. Deur jou oë, die poort, kom hy by jou gedagtes uit. En nou begin jy dink daaroor. Weet jy, ek het vir die verlede week al gesê, die duiwel het eintlik net 3 pyle in sy koker. Dis die 3 wat hy gebruik het met Eva, dis die 3 wat hy gebruik het met die Here Jesus, dis die 3 wat hy gebruik met jou en met my, en hy hoef nie meer te kry nie, want daai 3 pyle skiet raak. Hoor jy, hulle tref elke keer die teiken, want hy weet, hy's baie effektief met daai 3 pyle. 1 Johannes 2 vers 16, vertel ons van hierdie 3 pyle. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, dis die eerste pyl. Die begeerlikheid van die oë, tweede pyl. En die grootsheid van die lewe, die derde pyl, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So hy wil hê jy moet kyk, want hy weet jou hart sal dit begeer, en dan gaan jy dit doen. Dan sal jy daaraan deel hê.
want dit gaan oor die grootsheid van hierdie lewe. Ek gaan nou nie tyd neem om 1 Johannes 2 vers 16 te ontrafel nie, daar's baie wat ons daaroor kan sê. Al wat hy wil hê jy moet doen is kyk, want dit sal jou laat dink. In die rigting wat jy kyk, is die rigting wat jou hart sal gaan. Tweede hoofgedagte, daarmee gaan ons afsluit. My hart is die setel van die dinge wat ek kies. As ek kyk, en ek begin daaroor dink, dan gaan dit die keuse wees wat ek maak. Dis die pad wat hy loop, elke liewe keer. Jy doen nie sonde, voor jy nie hierdie pad geloop het nie. Elke keer, jy kyk daarna, jy dink daaroor, en dan doen jy dit. Vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte, en sy eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Ek wil hê jy moet oplet, hier is 'n baie, baie interessante ding, eenvoudig, maar diepsinnig. Het die duiwel die vrug in haar mond gesit? Nee, sy het gevat, sy het geëet. Al wat hy gedoen het is om te sê, kyk daarna, nie waar nie, kyk net daarna. Die feit van die saak is, hy hoef nie die vrug in haar mond te sit nie, want die vrug was klaar in haar hart. Met die duiwelse leuens het sy al klaar gesê, dit sal nou eintlik lekker wees. En as die vrug in jou hart is, dan is die volgende tree, dan sal jy dit doen. Die vraag, hoe leer ons hieruit? Hoe kan ons seker maak, ons trap nie in dieselfde strik. Ons kan nie ons moet nie die Here teleurstel nie. Nou, so hoe kan ons seker maak, ek kan vas staan in hierdie tye van versoekings? As die duiwel dan so by my kom, hoe kan ek die regte perspektief hê? Dit bring my terug na 'n versie wat het voel vir my, hy is al holrig gery, maar jy kan hom nie genoeg, jy kan hom nie klaar ry nie. Psalm 1 leer ons, wat behoort in ons harte aan te gaan. Want hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Sien nie die progressie. Die raad van die goddelose is die goed wanneer jy luister en jy dink daaroor, want is nou in jou kop. Nou begin jy daarna kyk. Staan op die weg van die sondaars, jy begin jou assosieer met hulle. En gaan op die weg, of sit verskoon in die kring van die spotters. Dis nou al 'n lewenstyl. Dis nou al hoe jy leef. Nou dit deel geword van jou lewe. Dis die progressiewe agteruitgang van hoe die duiwel wil hê dit moet gaan in ons lewe. Welgeluksalig is die man wat nie kyk, dink, en dit 'n plek gee in sy hart nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hoor wat ek vir u sê, die lees en die bepeinsing van die Bybel gee vir ons die werklike perspektief. Dit leer vir ons die waarheid omtrent sonde, omtrent jouself, omtrent God, en dis basies wat jy nodig het. Dit waarsku ons, dit leer ons, dit onderrig ons, dit vermaan ons, dit help ons, dit bemoedig ons, gee vir ons beloftes. Alles wat ons nodig het is in die Bybel. Daarom sê die skrif, as jou behaag is in die wet van die Here, is jy 'n welgeluksalige mens, want jy oordink hierdie dinge, en jy besef, dis goed. Dis goed, want jy sien dan deur die bril van die Bybel, die ellende van mense wat nie hierin wandel nie. En weet jy, dan is daar ewe skielik 'n perspektiefverskil ook, want jy's nie jaloers op hulle, omdat hulle meer en lekkerder geniet as jy in hierdie wêreld nie. Maar ewe skielik is daar 'n jammerte, né? Jy kry hulle jammer, en jy sê, ek wens so, hulle kan weet wat ek weet. Ek wens so, ek kan vir hulle sê, wat die Here Jesus is, en wat hy gedoen het. En jy wil die evangelie met hulle deel, hoekom? Want dit is al wat jou kan help. Nou ja, die bepeinsing van die Bybel, die lees en die bepeinsing van die Bybel, neem ons net mooi in die teenoorgestelde rigting as wat die wêreld ons neem. Miskien het jy dit al ervaar, so prakties soos, jy het familie of vriende, en julle sien mekaar dalk nie baie nie, maar in die tussentyd wandel jy, soos Psalm 1 vers 2, volgens die skrif, jou behaag is in die wet van die Here, en jy oordink dit.
Jy bepeins dit dag en nag en jy groei. En na ruk as jy hierdie familie of vriende weer sien en hulle is in die ander kamp waar hulle nou luister na die wêreld. Kyk na die vrug. Luister na die Satan se leuns. En as julle weer by mekaar kom, dan is dit nie lank nie, dan besef jy ons het nie eintlik veel vir mekaar te sê nie. Dit is asof ons uit mekaar uit gegroei het. En ons, jy weet nie regtig in die begin wat het dit nou veroorsaak. Nie soos of iets gebeur het of enige iets snaaks nie, maar daar's nou 'n wanaangepaste vriendskap. Jy weet, soos of ons in twee verskillende rigtings beweeg het. En dit is presies wat dit is. Want die oomblik wanneer jy besig raak met die skrif, die oomblik wanneer jy sê, ek wil God se woord bepeins, dit lees en dit doen, dan gaan jy in die teenoorgestelde rigting. Dan is jy 'n vis wat stroom opswem, anders as die wêreld. So ek sluit af, vriende. Ons praat oor perspektiewe. Ons kan toelaat dat ons perspektief gevorm word deur die wêreld, as ons ons ore uitleen, en as ons luister maar na hierdie subtiele influistering van die Satan, wat 'n aanval loods, en ek dink dis in ons dag baie minder subtiel as wat ons besef. 'n Aanval loods teen die goedheid van God, en die aanval loods teen die waarheid van God. Dis nog steeds dieselfde. En as ons na hom luister, het ons verkeerde perspektief beet. Ons behoort te gaan na sy woord, om te sê, kom ons kyk wat sê die skrif. Die Bybel sê, ek is 'n sondaar. Ek gaan dit persoonlik maak. Die Bybel sê, ek is 'n sondaar. Onwaardig om enigsins kind van God te wees. Ek kan nie eers begin om goed genoeg te probeer lyk om deur God aanvaar te word nie. Ek is heeltemal totaal en al onwaardig. Maar hierdie onwaardigheid het nie iets te doen soos wat baie mense dink van 'n lae selfbeeld of ek is nou, jy weet, vir niks goed, ek is niks werd nie en ek kan geen bydrae lewer in die samelewing nie en hierdie tipe van ding. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit besef net ek is so nederig dat ek soos John Newton sal sê, ek is 'n uitvaagsel. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ek is 'n uitvaagsel. Maar die oplossing lê in die evangelie. Want dis nie as gevolg van my goedheid of wat ook al nie, dis juis as gevolg van sy groote liefde en genade en barmhartigheid, dat hy my gered het. God se perspektief is, en ek is sondaars, ons is onwaardig, aan onsself oorgelaat, tot niks goeds in staat nie, eintlik oorgelewer in die leuns van die Satan, in 'n hokkie soos voeltjies wat nou maar vermoor kan word en wat moeg gespeel kan word, want dit is wat die duiwel doen met sy dienaars, met sy mense. Ons is oorgelewer, tensy die woord van God vir ons lig bring. En ons die woord glo, die perspektief van die Bybel vat en sê, dis die waarheid, dis wel volgens ek gaan leef, of het nou lekker lyk of nie, partykeer is daar opdraande tye, partykeer is daar swaar tye, maar dis die pad wat die Here my lei, dan is dit die goeie pad. Dis wat die Here vir my afgeweeg het, en ek is dankbaar daarvoor. Dit verander my hele perspektief, nee. Dit maak my 'n mens, wat in God se voetspore volg, wat sy waarheid glo, en wat daar volgens leef. En dit onderskei jou, dit maak jou anders. Daarom moet ons versigtig wees, vriende. Moenie luister nie, moenie kyk nie. Gaan na die woord, kry God se perspektief. Lewe daar volgens. Rig jou lewe in volgens die waarheid van die woord. En jy sal geseënd wees. Wel geluksalig sal jy wees. Wat 'n voorreg om dit saam met ander te doen wat sê, ek wil dieselfde pad loop. Kom ons help mekaar. Ons het mekaar nodig. Nie een van ons kan daarop aanspraak maak. Nie een van u kan daarop aanspraak maak dat, wel ek het nie ander nodig nie. Dis 'n groot fout. Ons het mekaar nodig. Meer as alles het ons die woord van God nodig. Buig voor die gesag van die woord. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons besef daar is soveel leuns in ons dag. Soveel maniere waarop die waarheid verdraai, verbuig, skeef aangebied word. En in meeste van die plekke word dit sommer maar net blaatant
van die tafel afgevee. Maar ons wil vanoggend ons lojaliteit en ons liefde vir u woord kom verbaliseer. Ons het dit gedoen toe ons die apostolikum voorgelees het, instemmend gedink het aan wat ons daar bely. Dit is die evangelie, dit is die eenvoud, maar tog die kragtige, diepsinnige waarheid van God. Ons wil dit met al twee arms omarm, vashou, want dit is die enigste hoop. Dit is ons enigste behoud. Dankie dat dit 'n kragtige evangelie is. Dis nie maar net 'n poging wat u aanwend om miskien iemand te red nie. Dis 'n kragtige manier waarop u sondaars red. En vir elkeen wat glo, is hy dierbaar, sê die apostel Petrus. Ons loof u, ons prys u, ons dank u vir u waarheid. Amen.